Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning Sporttyd en ons het vandag 'n egte wêreldkampioen op die stoel hier by ons. Hy is maar net 9 jaar oud. Liam van Wyk het onlangs die wêreld gewys van watter staal hy gemaak is toe hy vir die tweede keer 'n wêreldtitel in skopboks ingepalm het. Liam, baie dankie dat jy by ons aangesluit het en ek het Tannie Raz hier om jou van my af weg te hou sodat jy nie in my skop nie. Eerstens baie welkom, lekker om jou saam met ons te hê. Vertel vir ons hoe dit begin. Hoe het jy by kickboxing of skopboks uitgekom? Toe ek 6 jaar oud was, het my ouers besluit dat ek dissipline moet leer en vir myself moet opstaan in 'n moeilike situasie en hulle het skopboks gekies. En hoe voel jy daaroor? Ek voel baie goed daaroor. So skopboks is nie 'n maklike sport om te doen nie. Soos wat jy nou gesê het, dit verg baie dissipline en jy moet baie oefen. So vat vir my deur jou oefenprogram en wat doen julle in julle sessies? Ek oefen 4 keer as ons nie so naby is aan 'n kompetisie nie, maar as ons baie nader aan 'n kompetisie is, dan is dit 7 keer 'n week. En ons oefen baie tegnieke en ons oefen om sparring te doen. Ja. So ek oefen met my trainer, sy naam is Ahmed Mohammed, so ek en hy spaar mekaar. Ja. So dan doen julle soos boks, kicking, do you do grappling also in Glad kickboxing? Nee, glad nie. En mens mag ook nie in die groin skop nie. Jy mag nie in die groin skop nie. Jy het dit hier eerste gehoor. Liam, jy is so oulik. Hoe kry jy dit reg om so baie te oefen vir die sport waarin jy al 2 keer 'n wêreldtitel ingepalm het? En dan jy's 9. So jy's in graad 4, jy het ander goed wat by die skool ook gedoen moet word. Hoe pas jy alles in? Jy moet maar net 'n balans vind. My ouers sê vir my, as my akademie nie goed is nie, kan ek nie ander sports doen nie. Dit is so eenvoudig soos dit, nee. nee. Dit werk altyd met seuns. Dit werk, dit werk met balans. meisies ook daarbey saam. Ek wil jou baie graag 'n interessante vraag vra. Ons weet dat die sogenaamde bullying op skole ernstig is. Nou, ek neem aan niemand het jou nou nog ooit geboelie nie, want dit vat net 1 raandas en dan is dit verby. Maar hoe voel jy oor bullying? Ek hou niks van boelies nie. Boelies is slegte mense en mens moet, as jy 'n boelie is, moet jy probeer 'n goeie mens word. En dit is waaroor skopboks gaan. Skopboks gaan nie oor boelies nie. Mens boelie nie mekaar nie. Dit is sleg en ek hou niks van 'n boelie nie. Ek is mal oor Jy jou. is nie net 'n wêreldkampioen nie, maar jy is ook 'n ongelooflike rolmodel op 9. Jou ouers is seker so trots op jou, né? Ja, hulle is. So, ek wil praat oor die kompetisies. Jy het nou 2 keer hierdie titel gewen. Hoe sal jy hierdie kompetisie vergelyk aan die vorige keer wat jy hom gewen het? Hierdie kompetisie het ek baie mooier skoppe gehad en ek kon baie nuwe tegnieke gedoen het. En die vorige keer kon ek nie so baie tegnieke gedoen het nie, maar ek het net gestiek met die basics daar. Ja. Dis hoe ek al 2 gewen het. En wat is die basiese dinge? Wat is daai basics? Wat dink jy as jy hom regmaak om te beklei? Wat dink ek? Mm. Ek vra vir die Here of hy my sal laat fokus en vir my behoed en te bewaar gedurende die fight. Ja. En dis wat ek net van vra my net te help gedurende die fight. Liam, jy is nou net 9. Ek weet ek sê dit oor en oor, maar jy het nou al 2 wêreldtitels en jy doen so goed in hierdie sport wat nog nie so groot is in Suid-Afrika nie. Hoe kan skopboks in hierdie land nog groei? Hoe kan dit groei? Ja. Ons kan laat baie mense kyk hoe beklei ek en my trainer. Ja. En dan kyk hulle, "Sjoe, hierdie mense beklei baie mooi." Nee, dan kan hulle ons het 'n Sondagsessie waar almal welkom is. Dan train ons hulle. En dan word hulle ook baie goed. So, is dit die tipe van ding wat jy sal wil verder vat soos jy ouer en ouer word en dink jy sal ooit vir mense kan leer wat jy geleer het? Ja, my doelwit is om mense te kan leer en ek wil dit baie graag doen. Jy het nou natuurlik jou skool, jy het jou wêreldtitels wat jy ingepalm het, jy travel baie. Wat is die beste plek wat jy al gegaan het saam met jou skopboks? Turkye, Okay. Hoekom? want ek was op 'n groot lugballon en 'n lugballon was baie hoog in die lug en die Turkish Delight was net Ek wil so graag nog op daai lugballonne gaan. Dis ongelooflik. Is jy ooit bang wanneer jy in 'n geveg is? nee. Hoekom nie?
Want ek vra vir die Here om my te help en om my nie bang te maak nie. Ek beklei baie ouer seentjies. Ek is 9, hulle is 12. Hulle is baie langer as ek. Ja. Ek het al 'n seentjie beklei in Thailand wat so lank is soos oom. Oef. 'n En hoe was dit? seentjie. Ek hoop jy het sy ID gecheck. Presies. Hoe het jy dit hanteer? Ek het 1 divisie gewen en 1 verloor. Ek het die 1 verloor met 1 punt, maar hoe het ek dit gehanteer? Ek het nie ge-worry hoe lank hy is Ja. nie. Dit gaan nie oor dit nie. Dit gaan net, jy moet in die zone kom en fokus. So, dis baie mooi. Ek wil vir jou baie graag vra, wat sê jy vir mense wat sê, die laatie is 9 jaar oud, hy's te jonk vir hierdie ding. Wat sê jy daaroor? Kinders kan begin van die ouderdom van 6 af, of eintlik 4. Hulle kan van daai ouderdom af begin en jy moet baie dissipline hê daarmee. Ja, en ook die ding is jy het so vroeg begin, so jy het daai basiese tegnieke so mooi geleer op 6 dat jy hulle nou kan toepas sodat jy nou ouer kinders kan beklei en jy vra en jy doen soveel beter. Ja. Wie is jou held in die sport? Ahmed Mohammed, my afrigter. Ag nee man. Jy gaan my daar, jy's Dit is baie mooi. En hoekom is hy jou held? Wat sien jy in hom Ja. wat jy vir jouself wil vat in deel van jou lewetjie maak? Hy kan baie mooi skop, sy tegnieke is baie goed en sy skoolwerk is ook baie goed. Hy het 'n baie goeie matriekpunt gehad en hy is nou 30. Uitstekend. ongelooflik. So, wat sal jy sê dink Ahmed van jou wat so goed doen? Wat dink jy is sy reaksie op jou wat net die hele tyd wêreldtitels wen? Ek sit hier met my mond wat oop hang, want ek kan dit nie glo nie. Kyk hoe klein is jy. Ek is nie seker wat hy dink nie, maar hy dink ek is baie goed en dat ek baie talente het. Ja. En jou ouers, het jou pa of jou mamma skopboks gedoen? Waar kom die belangstelling vandaan? My pa het Aikido gedoen. Okay, en wat is dit? Dit is waar mens grapple en skopboks doen. So daar is 'n Self. bietjie van 'n martial arts Ja. belangstelling in die familie Ja. aanvanklik. En my ma het net netbal en hokkie gedoen. So my ma is sportief. Ja, Sy ma het heel netbal en hokkie gedoen. Baie oulik, baie oulik. As jy 'n boodskap het vir kinders wat hierna kyk en sê ek wil doen wat Liam doen, wat sê jy vir hulle sê? Die begin is baie moeilik en om te kyk waarvan jy hou, maar wat ek vir hulle sal sê, moet nooit opgee nie. Moet nooit bang wees vir jou doelwit nie en moenie die kortpad probeer nie. En laastens, wat's volgende vir jou? Ek gaan na die African Continental Championships toe gaan einde Junie. Dis in Kameroen, né? Ja, dis in Kameroen. En na dit gaan ek na die WACO Junior Worlds toe gaan. So, En dit is soos die wêreldbeker van skopboks. kan skaars wag om jou daar te sien, jong man. Baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit regtig. Jy was my inspirasie vir Wow. vandag. Waardeer dit. Baie dankie Liam, jy's ongelooflik. Kyk mooi na jouself en sterkte in Kameroen en by die wêreldkampioenskappe. Dankie. Bly ingeskakel hier op Goeiemôre Good Morning want ouma kom vertel hoe sy ou koeie uit die sloot uitgrawe. Net hier op Goeiemôre Good Morning.